Ja, hier is nou nog 'n Deborah profesie wat besig is om in vervulling te gaan. Ek gaan die video hier bysit. Die laaste week was daar nuus. The World Bank's message to South Africa, 2 Maart 2025. South Africa should end its excessive regulatory burden and revamp its black ownership laws to remove the signs of paralysis that plague its economy. So sê die Wêreldbank. Ek het gesê dat hierdie Joodse bankiers, wat Suid-Afrika elke dag 2.1 miljard rand leen, gaan daardie deur toemaak. Hulle gaan ons blok. Is iets wat ek gedroom het in 2021. En toe het Vader vir my gesê, dit is die second war cloud, dit is die tweede oorlogswolk. Blikstemdromer praat van 3 war clouds, hy sien 3 oorlogswolke. En die eerste ene lyk soos 'n insident in Limpopo, wat te doen het met die Zimbabweërs, lyk soos xenofobiese geweld, iets te doen met Limpopo, dis wat hy sê. En in daardie tyd, toe sê Vader vir my, maar die tweede oorlogswolk, is wanneer die Joodse bankiers weier om Suid-Afrika 1 sent meer te leen. En ek dink die ANC besef, hulle hang aan 'n baie dun draadjie. So, en dan, wat sal die derde oorlogswolk wees? Ek dink dit is die moord op 'n baie bekende swart leier in Natal. Ek dink dit is die derde oorlogswolk. Ek mag verkeerd wees, maar ek is baie naby aan seker daarvan, so 99%. Siener praat van die kus wat afsak in die grond, en dan slaan die vlamme by die bek van die kus uit. En dan gaan hy verder, dan sien hy nakende mense oor die vlaktes van Suid-Afrika. So ons gaan 'n vlug sien van blankes in Suid-Afrika, met net die klere aan hulle lyf. So, hierdie profesie, hierdie waarskuwing van die Wêreldbank, is 'n aanloop tot die stop van geld leen aan hierdie regering. En dit het alles te doen met die Jode. Hierdie is 'n Joodse agenda teen die regering. Die Jode het hierdie ANC-regering in plek gesit met die hulp van Brittanje en die VSA in 94. Hulle was hulle grootste pelle, nog al die jare. Maar vanaf die ANC nou gedraai het, dat hy pro-Palestijns is en pro-Iran en pro-Hamas, is die Jode baie kwaad. Hulle voel, die ANC is nie meer loyaal teenoor hulle Joodse meesters nie. So ja, ons gaan sien in hierdie tyd, dat die geld opdroog. En wat gebeur as die geld opdroog in Suid-Afrika? Wel, 27 miljoen mense gaan nie meer Sassa Grants kry nie. Hier kom 'n geweldige hongersnood en 'n swaar kry oor Suid-Afrika. 'n Strafgerig wat direk van God afkom. Wake up, word wakker, prep, gaar bietjie kos op. Dink by jouself, hoe gaan jy oorleef in hierdie tyd? Raak betrokke by preppinggroepe, raak betrokke by Suidlanders, raak deel van die onttrekkingsplan volk.